Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons weer saam kan wees. Ek wil julle vanmôre groet met die baie besondere woorde van Johannes 14 vers 6. En Jesus antwoord en sê, ek is die weg en ek is die waarheid en ek is die lewe en niemand kom na God die Vader behalwe deur my nie. Nou so kosbaar dat ons vanmôre gaan stil staan by hierdie vierde Sola in ons reeksie wat handel oor hervormingsdag. En dit is Sola Christo of Christus alleen. En dit is so wonderlik as ons kyk na hierdie groot waarheid en hoe dit van toepassing is op ons tot vandag toe. En dit hoe dit ook in die hervorming 'n geweldige belangrike rol gespeel het en deurgevloei het in die kerk tot vandag toe, en kan elke Christus belyddende kerk dan ook getuig dat Sola Christo is ook vir ons belangrik, Christus en Christus alleen. Kom ons bid vir wysheid en dan kom staan ons bietjie stil by hierdie gedagte en sien dan ook hoe dit op ons van toepassing is. Vader, baie dankie vir u woord, baie dankie vir hierdie kosbare dingetjies wat ons kan hanteer met mekaar vanuit u woord, vanuit die kerkgeskiedenis, dat ons daardeur gestig kan word, geonderrig kan word. Here, dat die lig van u woord op die pad kan val wat ons moet bewandel, en dat ons kan weet dat ons nie in die duister rond hoef te tas nie, maar dat ons weet dat u woord vir ons die lig vir ons pad en die lamp vir ons voete. Seën ons samesyn, Vader, word verheerlik deur u seën in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, ons is besig met hierdie reeksie wat handel oor hervormingsdag. Waaroor gaan dit? Nou, ons het alreeds vir u gesê dat hierdie man Martin Luther het weggebreek van die Romeinse kerk omdat daar soveel verkeerde praktyke was, en uit hierdie reformatie of hervorming het dan die 5 Solas gekom. Die gedagte van Sola Scriptura, die skrif alleen, vir u gesê, God se woord is alleen vir ons belangrik. Ons soek nie stemme, visioene, drome, ervarings, belewennisse van mense nie, maar God se woord en God se woord alleen. Geloof alleen, belangrik dat ons gered word deur geloof in die verlosser Jesus Christus alleen, en dat genade alleen dan ook iets is, 'n vrye guns dan uit die hand van God. Vir u gesê, hierdie alleen is belangrik, want daar's baie kerke wat glo aan die woord, maar nie die woord alleen nie. Hulle glo aan geloof, maar nie geloof alleen nie. En hulle glo aan genade, maar nie genade alleen nie. En ek wil vir u sê, hierdie woordjie alleen is net so belangrik soos die woordjie wat hom vooraf gaan. Ons glo as kinders van die Here dat die skrif alleen die autoritaire bron van God is. Dat geloof alleen nodig is vir ons saligheid. Dat genade alleen 'n vrye guns uit die hand van God is. En nou vanmôre dan Christus alleen. Nou waarom is hierdie saak so baie belangrik? Want u sien, in die tyd van Martin Luther was daar dan ook hierdie gedagte dat Christus is redder, maar hy's nie redder alleen nie. Soos u weet, het hulle ook vir Maria as 'n medeverlosser gesien, en nou nog sien hulle haar as medeverlosser. En hulle glo ook dat die onderhouding van die sakramente soos die doop en die nagmaal dan ook 'n bydraende faktor kan lewer tot jou saligheid. So Christus is redder, maar hy's nie redder alleen nie. Daar kom die spreekwoord ook vandaan wat mense beweer dat daar baie paaie is wat na Rome lei. Maar daar's mense wat glo dat daar baie paaie is wat na die hemel lei. Jesus is een van die paaie, maar hy's nie die enigste pad nie. En wil ek vanmôre vir u sê dat ons 'n tyd beleef, net soos Martin Luther, dat die kerk van die Here Jesus van hierdie saak besig is om af te wyk. Mense en stemme gaan al hoe meer op wat vir ons sê, maar ons moet hande vat met ander gelowe, omdat ander gelowe ook vir ons so 'n bietjie insig kan gee oor ons siele toestand en oor die ewigheid en verlossing en oor God en oor al hierdie dinge. En ek wil vir u sê, hierdie ding is, soos die Engelsman sê, alive and well in die kerke van vandag. Daar is al hoe meer mense wat sê, maar luister, Christus is redder, verseker, maar jy moet ook gedoop word. As jy nie gedoop is nie, sal jy die hemel nie sien nie. Dan is daar ander mense wat sê, ja, Christus is redder, maar as jy nie die Sabbatdag onderhou nie, sal jy die hemel nie sien nie. Daar is mense wat sê, ja, Christus is redder, maar as jy nie met die Gees vervul is en in tale gepraat het nie, sal jy die hemel nie sien nie. En so karring mense aan, en dis Christus plus en Christus saam met hierdie ding wat vir jou redding gaan skenk. En ek wil vanmôre vir u sê, hier op hierdie baie besondere 4 November 2022, dat as jy nie glo dat Christus alleen die redder is nie, dan kan jy nie gered wees nie. Want Christus deel nie sy eer met enige iemand of enige iets anders nie. Mohammed is nie 'n weg na God nie, Boeddha
en al hierdie rituele rondom hierdie godsdiens is nie 'n weg na God toe nie, en Hare Krishna en al die ander duisende godsdienstige groepe en aanbidding van vreemde voorwerpe het niks te doen met die saligheid van jou siel nie. Jy kan yoga doen tot dit by jou ore uitkom, jy sal nie in die 7de dimensie kom of in een of ander dimensie waar jy redding vir jou siel sal verkry nie. Jesus is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Jy glo dit of jy glo dit nie. As jy dit glo, ter harte neem, omhels, sal jy hom in die heerlikheid sien, anders sal jy God se oordeel kry, want hy het sy seun gestraf in jou plek om vir jou sonde te sterwe, en as jy nie deur die geloof gered word nie, sal jy God se toorn ervaar. Jy sien Johannes 1 vers 29 sê, dat Johannes het Jesus na hom toe sien kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En nou ons moet onthou, hierdie wêreld beteken nie elke liewe mens in die wêreld gaan gered word nie. Daar's te veel kerke wat glo aan universalisme. Dis 'n ander dwaling van ons tyd, vriende. Mense glo dat Jesus aan die kruis gesterf het en deur sy soendood aan die kruis sal almal uiteindelik gered word. Dis 'n leuen, hierdie wêreld moet gedefinieer word en ons moet sien dat God 'n algemene genade aan die wêreld geskenk het, maar 'n besondere genade ook aan hulle wat gered word. Daarom sê Johannes 3 vers 16, dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy wat in die seun glo, sê Johannes 3:36, het die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Hier is 'n baie belangrike saak. U sien, hy wat in die seun glo het die ewige lewe. Die B-gedeelte sê, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Baie duidelik dat as ons glo dat Jesus die enigste redder is, dan ontvang ons die ewige lewe, en gehoorsaamheid aan God sal 'n baie duidelike kenteken wees van hulle wat gered is deur Christus alleen. As jy vanmôre sê Jesus is jou redder en jy lewe nog in sonde en in rebellie teenoor hom, en jy kom en jy sê, maar luister, ek het nou nog nie hierdie genadewerk of daai belewenis of daai ervaring nie, daarom is ek nog in aanhalingstekens 'n stout kind van Jesus, dan is jy nie 'n kind van die Here nie. Nie volgens my woord nie, my woord het beteken niks nie, maar volgens God se woord. As Jesus jou enigste redder is, dan word hy jou koning en hy voer heerskappy in jou lewe deur sy gees en deur sy woord. Daarom sê Johannes 10 vers 9, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Sien jy, dis ononderhandelbaar. Sola Christu, Christus alleen. Daarom het Martin Luther opgestaan in sy tyd teen hierdie bose sisteem. Daarom moet ek ook opstaan teen die bose sisteem. Jy hoor al hoe meer mense wat sê ons almal glo maar aan dieselfde God. Watter leuen, watter boosheid, wat selfs in die gereformeerde kerke begin posvat. Almal glo maar aan dieselfde God. Dis nie waar nie. Daar is een God, hy het een seun gehad, sy naam is Jesus Christus. Hy het aan die kruis gesterf en die Heilige Gees getuig nie van baie redders nie, hy getuig van een redder, dis Jesus Christus. Glo jy in die Here Jesus Christus, dan sal jy gered word, sê die Bybel. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Ek gaan vir u nog so vers of 2 gee, dan sluit ons af. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuie op die regte tyd. Luister vriende, die Here het nie gesterf as 'n slagoffer nie. Hy is nie onverhoeds betrap deur die sondige optrede van mense nie. Hy sê hy het van ewigheid af gekom, en hy het na hierdie aarde gekom op die bepaalde tyd, op die regte tyd, onder die wet gebore, sê die Bybel. En die Bybel sê hy het gekom om sy lewe af te lê, om dit op te neem. Die oomblik toe hy uitroep, dis volbring, was die oomblik toe hy bepaal het om sy lewe af te lê, sodat hy redder kan wees, want hy's God wat mens kom word het, om dan ook verlossing te bewerk. Die Bybel sê op die regte tyd het hy sy lewe opgeneem. Het hy opgestaan uit die dood? Ja, God het hom opgewek. Die Bybel sê Christus het opgestaan, want Christus is God wat mens kom word het. Daarom wil ek vir jou sê, hy is die enigste losprys.
En hy is die een wat kom sterf het, die enigste middelaar tussen God en die mens. Daarom sê 1 Johannes 5 vers 11, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe, wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Ek vra jou vanmôre, glo jy aan Sola Christo, Christus en Christus alleen? Of is jy vanmôre nog besig met die gedagte van Christus plus sekere dinge, of miskien Christus saam met ander dinge, of miskien Christus en ander gode? As jy so glo vanmôre, pleit ek by jou. Gaan op jou knieë, bely jou sonde, roep na die God van die hemel, die Skepper, wat in Jesus jou redder geword het, en vra dat die Gees jou sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, jou ewige kosbare siel sal red, en jou sal lei in die volle waarheid. Mag die Here ons genade gee. Ons staan nou môre stil by die laaste gedagte van Soli Deo Gloria, alleen aan God die eer. Seën vir u, mooi dag verder, tada.